nou nie, maar ek sal net vir ewig hierdie kan doen, vir ewig en ewig. Amen. Maar ek het 'n woord wat ek met jou wil deel, wat ek glo jou so gaan bless vanoggend. En so Here, dankie dat ons nou in hierdie atmosfeer kan inklim. Here, mag vandag se woord nie net inligting wees nie, maar mag dit inkom en wortel skiet in mense se lewens verander. U weet waar mense is, u ken die detail van mense se lewens. Dankie dat hierdie woord gespesialiseer is om dit aan te spreek. Ons bid dit in Jesus heilige naam en almal sê amen en amen. Kom ons groet net nog so 1 of 2 mense langs jou voor jy sit. Hallo, daar is sy. Dit is vir my so lekker om so 'n klomp mense hier so by Kaleio Kerk te sien. En ek weet nie van jou nie, maar ek is lief vir julle. Elke week as ons hier opdaag, dan sien ek hoe mense opdaag en koffie reg kry en stoele was en plante en vla uitsit en kinders te kerk uitpak en ek sê net soos Here, so dankie. So dankie dat u kom met die Heilige Gees en mense vang iets van om saam te wees, saam in kerk te wees. Want ek weet nie van jou nie, maar dit bly die manier hoe die Here die boodskap van sy seun by die gemeenskap wil uitkry dat hulle geestelik dood was en dat ons nou geestelik lewendig is in hom. Amen. So ek is net lief vir kerk. En kerk is nie altyd maklik nie en ek het al baie keer gedink, ek gestoei rondom kerk, maar daar's iets wanneer ons by mekaar kom, wanneer daai liefde vloei, wanneer daai liefde wat mense se harte transformeer. So Here, dankie dat ons vandag, as mense net een ding ervaar, of vergeet hulle die woord en of vergeet hulle wat ook al, en as hulle net u liefde in die intensiteit van u liefde kan ervaar, Here, dan weet ons is op die regte pad. Ons bid dit in Jesus heilige naam en almal sê amen. Hier by Kaleio Kerk is die mense vrugbaar. Papa, luister. Yes. Hoorie, elke week het ons 'n kindertoewyding. Maar dis great. As ons nie gaan groei in getalle nie, gaan ons vir hulle, met ons kinders gaan ons vir hierdie kerk groei, ou man. So, dit is 'n groot voorreg om vandag Tristan en Lelani en hulle klein seentjie Samuel wat ons gaan toewy aan die Here. So ek wil julle nooi na vorentoe. En ek gaan nou die oumas en oupas vorentoe nooi, maar ek wil net so 1 of 2 goedjies sê. Kom ons gee net vir hulle lekker hande klap, is so pragtig. En ek wil vra dat Alfons en Gilda net so lank hier so by my kom staan, of hier agter hulle kom staan. Gadiel wil net hier by my kom staan, dat ons hulle kan bedien vir oggend. En die familie en vriende, almal hier so vandag wat spesifiek by Kaleio Kerk is, vir die toewyding van klein Samuel, baie welkom. En ons bid dat die Here regtig 'n intense oomblik vandag ook met jou sal hê, want ons weet die Here lief jou ook het hierso vandag. Van die eerste Sondag wat ek julle hier gesien het, 24 November, vir die wat nie weet nie, 2024, laas jaar, 6 maande terug, of 7 maande terug, het ons in daai kapel, het Kaleio Kerk begin, en een van die mense wat ek eerste raak gesien het, wie ek so bly was, is Tristan en Lelani. Ons kom eintlik al 'n lang pad, en ek moet vir julle sê, daar's min mense op wie ek so trots is, soos julle twee. Lewe het 'n paar goed uitgedeel, en julle het nie gaan lê nie, julle het opgestaan en gesê, maar ons glo in dit wat ons glo, en ons sien die vrug, letterlik die vrug vandag van dit, en kan ons net vir hulle hande klap gee as gevolg van dit is incredible, well done. So ons is hier vir 2 redes in hierdie oomblik. Die eerste rede is 'n kindertoewyding. Nou ek wil net vinnig verduidelik dat by Kaleio Kerk glo ons nie in kinderdoop nie, ons glo nie in klein doop nie. Ons glo by Kaleio Kerk in die doop van die gelowige, en dit sê wanneer 'n persoon op 'n plek kom, dit het nie 'n ouderdom opgesit nie, ons het al kinders gedoop,
klein kindertjies gedoop, maar wanneer 'n persoon kom en sê, ek haal my geloof uit die wet uit om my te red, en ek plaas dit in Jesus Christus, en ek is wedergeboorte beleef, dan doop ons hulle. En ons het 'n pragtige swembad daar agter, wat in die winter so bietjie warm is, en dan doop ons hulle daar binne. Maar ek hoop jy verstaan dat vandag is nie 'n baba doop nie, dis, ons noem dit spesifiek 'n toewyding, want dit is vir 2 redes. Die een rede is, dit gaan meer eintlik oor Tristan en Lelani as klein Samuel, waar hulle sê, ons gaan 'n ruimte skep in ons huis, waar ons kinders, want daar gaan nog kinders wees, nê? Ja. Hoe sê jy? 4. Ek bid vir jou broer. Ek het 3. En ek is net wakker. Alright. Maar die kinders in ons huis, die vrug in ons huis, gaan ons groot maak in 'n ruimte waar ons gaan uitbeeld dat pappa en mamma vir Jesus lief is. En alles wat ons doen is tot glorie van Jesus Christus. En dan weet ons dat kinders wat in daai konteks groot word, net opgestel word vir ander tipe sukses, want hulle leef in 'n huis wat Jesus Christus praat. En so ek wil net eerstens dit vir julle twee sê, ek is so trots op julle, dat julle hierdie stap vat, om te sê, voor 'n gemeente, dat ons kinders in 'n Christelike huis sal grootmaak, en dat die genesing van wat dit beteken in ons huis sal funksioneer. En so Here, ek kom net in hierdie oomblik, en as jy net julle hande op hulle wil hê, Alfons, julle, wil ons net eers vir hulle bid, en ons wil net kom verklaar die roeping en die salwing oor hulle lewe. Hierdie 2 pragtige ouers, Here, ons bid vir voorsiening, wysheid, baie geduld, Here, maar ook die gawe van die Heilige Gees om hierdie kinders groot te maak vir waartoe U hulle roep. Elke kind het 'n kaleie roeping, 'n spesifieke roeping. En dankie Here daarvoor. Ons bid dit oor hulle. Here, ek wil nou vrees, bekommernis het geen plek binne in hulle lewe nie. Verwyder jouself nou in die naam van Jesus Christus. Dankie Here daarvoor. Ons bid dit in Jesus se heilige naam. En almal sê amen en amen. Dan wil ons die fokus na klein Samuel toe skuif. En hierdie naam Samuel praat al heel week met my. So ons gaan seker 'n bietjie oor dit ook preek. Maar van die oomblik wat ek hom ontmoet het, is daar net hierdie iets. Ons noem dit roeping oor sy lewe. Maar ek gaan nie nou daaroor dit praat nie. Ek wil graag vir Alfons die geleentheid gee om net lewe te spreek en die waarheid te spreek oor klein Samuel. Dankie Alfons. Dit was vir ons so groot voorreg om vir Here te vra, Here, wat sê U vir ons van Samuel? Net voor ek Samuel se woord gee, Tristan en Lelani, dit was vir ons 'n voorreg om waarna Leon verwys het, daai moeilike tyd, net 'n stukkie van gesond word, saam met julle kon stap. En dit was jong mense hierdie wat geluister het. Ek onthou ek het een keer vir Tristan gesê, jy kom nou plaas toe en jy gaan sonder jouself af daarso. En hy het dit gedoen. En ek glo daai die Here groot goeders vir jou gedoen. En julle gehoorsaamheid sal oorvloei in klein Samuel. En hier is die woord wat ons vir Samuel ontvang het. In julle geskenk gaan die skrifgedeeltes daarmee saam wees. So ek gaan nou net sonder die skrifgedeeltes vir Samuel lees. Samuel, jy is deur die Here gegee. Jy bring vreugde en hoop in 'n tyd soos hierdie. Jou teenwoordigheid verklaar dat God verhoor gebede. Jy dra God se beeld en gelykenis. Soos jy groot word, sal die Here met jou wees. Elke woord oor jou sal vervul wees. Jou geestelike sintuie sal sensitief vir die stem van die Heilige Gees wees. Hy sal jou leer, jou oë sal geopen wees, om Jesus reeds op 'n jong ouderdom te erken. Jou verstand sal deur hom geopen wees, om die woord te verstaan.
op God se kaleio roep, wie sal ek stuur? Sal jy antwoord, hier is ek, stuur my. Ons seën hom met hierdie woorde in Jesus Christus se naam. Amen. Ag, so baie dankie julle en Alfons julle ook. Ons vra elke week, elke keer vra ons vir mense in ons leierskap om spesifiek woord vir elke kind te kry. En is so dankbaar vir hulle wat ook saam met ons staan hier so by Kaleio. Ag, kom ons gee net vir die Here en vir almal net 'n hande klap, net vir hierdie pragtige moment. Dankie Here daarvoor. Ek is uitermate opgewonde om vanoggend met jou te gesels, want ons vier vandag op die Christelike kalender, vier ons seker vir my die grootste moment in die geskiedenis van die mensdom, en dit is wat ons noem Pinkster Sondag. En ek en jy, vir die wat nou nie weet wat dit beteken nie, miskien is jy nou nie tot die geloof en jy weet nog nie wat hierdie ou kerkwoord Pinkster, wat beteken dit nou nie? Al wat dit beteken is dat daar was 'n moment waar Jesus gesê het, ons gaan dit nou raak lees, dat dit is beter dat ek gaan, want dan kan daar 'n moment gebeur waar my gees, my Heilige Gees oor julle uitgestort kan word. En ons het so iets aan dit geraak by hemelvaart, Jesus wat weggaan, en baie mense wat in daai moment voel, Here, waar is jy? Here, hoekom is jy nie hier nie? Maar eintlik die waarheid is dat deur hierdie moment, Jesus was gebonde geografies op 'n punt, maar deur terug te gaan na die Vader en sy gees uit te stort, is hy nie gebonde tot geografie nie, en hy kan woning maak binne elke mens wat in hom glo. Nou ek weet nie van jou nie, maar dit het 'n groot implikasie op hierdie wêreld, of behoort 'n groot implikasie op hierdie wêreld te hê, en ek wil vandag met jou daaroor gesels. En dit wat ons sê, daai moment in die bokkamer waar Jesus sê, gaan na Jerusalem toe, en daar het die disippels gaan bid, en daar was 'n oomblik waar daar 'n ruk windkrag vuur oor hulle gekom het, en die Heilige Gees het oor hulle en in hulle teenwoordig geword. Kan ek net so 'n bietjie teologie met jou gesels? In die Ou Testament was dit nie moontlik vir die Heilige Gees om binne iemand teenwoordig te word nie, of 'n realiteit te word, of woning te maak nie. Hoekom nie? Want Jesus Christus het nog nie die sonde van die mens op hom geneem nie, en daarom was die mens in 'n, kom ons noem dit 'n onheilige vuil staat, en die Heilige Gees kan nie in iets woon wat sonde ook in het nie. En daarom moes ons sien dat die Heilige Gees nou eers teenwoordig kan word wanneer mense in Christus begin glo, want die volheid van dit wat hulle weggehou het van die Here is nou weggeneem en die liggaam is skoon. Ek weet nie van jou nie, dit bly die beste nuus wat enige iemand ooit vir jou kan vertel. En ek wil vandag bietjie by dit stil staan, ons gaan terugkom by hierdie beste nuus. Maar dit is wat in daai oomblik gebeur het, is dat ons gesien het Pentekost, Pinkster, waar die Heilige Gees nou vir die eerste keer in ons teenwoordig kan word. Besef net vir 'n oomblik wat dit beteken. Die volheid van wie God is, die skepende God, die een wat uit die dood uit opgestaan het, die een wat die mensdom kom red het, daai volheid van daai krag leef in jou. Besef net dit. Vir my en jou wat so maklik op areas fokus en so maklik in 'n victim plek inval en so maklik dink dat niemand is gaan my kom red nie en ek's 'n weeskind en dan gaan goed gebeur, stop. Die volheid van wie God is, leef in jou. Amen. So kom ek vat jou vandag se woord toe. Ek wil met jou kuier in Johannes 16 van vers 5 tot 15. En by Kaleio Kerk glo ons dat dit is die woord wat mense transformeer.
So as jy jou Bybel het, dit sal ook op die skerms wees, dan bid ek dat hierdie woord nou in jou gees inval, en dat die Heilige Gees opnuut vir jou kom wys, dat jy ontdek wat dit beteken vir hom om in jou lewend gemaak te wees. Ons begin in vers 5 en dit sê, nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, sê Jesus, en tog vra niemand vir julle vir my, waarheen gaan u nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur, en wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dan hierdie gedeelte, en dat die reg aan my kant is. Ek gaan hierdie weer sê, dat die reg aan my kant is. Ek gaan dit weer sê, dat die reg aan my kant is. En dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant. Want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom. Ek is so mal oor daai gedeelte. Die oordeel het al. Moenie nog kom nie. Staat dit in hierdie Bybel? Staat dit in jou Bybel? Ons gaan dan nou oor gesels. Die oordeel het al gekom. Waar is ek nou? Want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Prys die Here. En ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie van homself kom nie, hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort ook aan my, en daarom het ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Ek wil hê ons moet vandag stil staan by hierdie stuk woord. By Kaleio Kerk is ons 'n baie jong gemeente, en ons is besig om 'n paar goed vas te maak, om te sê, wat is boublokke, wat is fondasie by Kaleio Kerk, wat ons sê, vir ons belangrik is, wat ons glo die woord sê belangrik is vir hierdie kerk om gesond te funksioneer. En ek gebruik die woordjie gesond baie intentioneel. Ek weet nie of ons ooit 'n groot massiewe kerk gaan wees nie, ek weet nie, dalk. Ek gee nie om nie. Ek gee nie om vir groot kerk nie. Ek gee om vir gesonde kerk. En vir gesonde kerk om te gebeur, is daar nodig dat ons sekere bestanddele deel maak van ons fondasie, sodat ons gesond van hier af kan funksioneer. Maak dit sin? En so in hierdie proses is daar sekere goed wat ons vasmaak. Kom ons recap gou-gou, 'n paar Sondae terug het ek met jou gepraat oor wat lei die Here vir ons as 'n paar waardes van Kaleio wat ons op fokus. Ek het 3 genoem. Jy het al vergeet, maar ek onthou dit, so kom vra my as jy vergeet het. Die eerste een is dat ons 'n gemeente is wat eerlik is. Ek het nie tyd vir gesiggies en mense wat voorgee nie. Daar's te veel seer en pyn en moegheid en hopeloosheid in mense se lewe dat ons nog moet gesiggies voorgee. Kan ons 'n plek wees waar ons eerlik met mekaar net kan wees en sê dis wat in my lewe aangaan. Amen. Ek is moeg vir kerk wat gesiggies voorgee. Eerlike plek, want dis wanneer ons by eerlikheid uitkom wanneer ons gesond kan word. Ek en jy moet eerlik met onsself en met die Here wees sodat ons gesond kan word. Amen. Die tweede ding is wat ons gesê het, 'n waarde is eerbaarheid. Alles wat ons doen ons met 'n eerbare hart, dat die Here verheerlik word. Ons het niks in die donker nie, ons skyn 'n lig op alles, want dit wat ons doen is eerbaar. Dit as ons besigheid doen, as ons ouerskap doen, as ons finansies doen ons dit met eerbaarheid. Amen. En dan het ons sê, ons is 'n gemeente wat leef met geloof.
Ons kyk nie na ons huidige omstandighede en sê, dit bepaal waar ons is nie. Ons leef met 'n geloof dat wanneer die Here begin beweeg, gaan niks hom stop nie. Maak dit sin? So dis net vir jou 'n prentjie van dat ons besig is om 'n fondasie in sekere areas in te bou. En vandag wil ek rondom die Heilige Gees wil ek 'n paar fondamente inbou oor wat sê Kaleo Kerk oor die Heilige Gees en die manier hoe die Heilige Gees ons wil bedien. So die eerste ding wat ek wil vasmaak rondom die Heilige Gees, wat vir my bitter belangrik is, en wat jy asseblief moet onthou, is dat die Heilige Gees verseël ons redding. Die Heilige Gees verseël, maak toe, waarborg ons redding. Nou hier is my 'n baie belangrike punt. Kan ek vinnig gou vir jou lees, Efesiërs 1:13-14 sê die volgende, hy sê, in hom het julle ook, nadat julle die woord van waarheid, die evangelie van julle saligheid gehoor het, in hom het julle ook, toe julle tot geloof gekom het, die seël, die Heilige Gees ontvang wat beloof is. Hy is die waarborg of die eerste, die afbetaling, die voorsmaak van ons erfenis, om die volk van God hom tot sy eiendom gemaak het, te verlos tot lof van sy heerlikheid. Okay, dis baie woorde. Wat beteken hierdie stuk? Die Heilige Gees is die waarborg dat jy gered is. As jy enige iemand hier is, wat wonder of jy hemel toe gaan, dan wil ek vandag te duidelik maak. Jy gaan nie hemel toe as gevolg van jou eie oulike goedjies wat jy doen nie. Jy gaan hemel toe omdat Jesus Christus die prys vir sonde betaal het, dat hy opgestaan het uit die dood, sy gees uitgestort het, en sy gees is die waarborg dat ek en jy tot redding gekom het, en dat ons vir ewig saam met die Vader in verhouding sal funksioneer. Okay, ek gaan weer sê, by Kaleo Kerk bly hierdie die beste nuus wat enige iemand ooit kan hoor. Ons leef baie keer gedesensiteer oor hierdie nuus, omdat ons nie eintlik verstaan wat die teenkant van hierdie nuus is nie. Die teenkant van hierdie nuus is vir ewig verwyder van die Vader, oop vir bloedlyn vloeke, siekte, seer, pyn, oop vir dinge wat die owerste, die negatiewe, bose owerste teenoor ons wil doen, vir ewig verwyder van die Here, vir altyd gevloek. Dit is die realiteit. Kan ek en jy iets vasmaak vandag? Ek en jy, wat glo in Jesus Christus, is gered. Amen. Ek hoop hierdie bly 'n stuk hoop binne in jou, dat die Heilige Gees verseël dit binne in jou. Dankie Here, dat U U Gees uitgestort het, die waarborg, die een wat ons wegsteek in U, dat ons redding kan vas het. Ek leef nie om gered te word nie, ek leef vanaf my redding. Amen. Dis die goeie nuus. En ek weet ek sê dit 1000 keer, maar ons vergeet dit so maklik. Ek wil net nog 'n ding sê, is we want to stay true tot hierdie realiteit. Kan ek 'n stukkie van my hart met jou deel? Ek sien baie keer in kerk met 'n hoofletter K, praat nie van 'n spesifieke kerk nie, ek praat van kerk in die algeheel. Ek het vanoggend vir my span gesê, dat ons kom op 'n plek, waar die woord nie meer goed genoeg is nie, dan moet ons sekere goedjies doen, om mense geëntertain te hou, gemaklik te hou, en consumers te hou. Nou kan ek net sê, ons sal dit veg by Kaleo Kerk met alles in ons. As die woord nie meer goed genoeg is nie, dan moet ons toemaak al die kerke, en moet ons dit nie meer doen nie. Die boodskap van die evangelie sal die dryfkrag wees van
Kaleio Kerk. Jesus, net Jesus. Nie Jesus plus nie. Ander mense wat LGBTQ plus. Julle kan plus, ons gaan nie plus nie. Jesus. Punt. Niks meer nie. En hoor mooi wat ek sê, nie vetterjoeltjies, liggies, skermpies, oulike goedjies, kursusies, programmetjies, niks. Jesus. Mense is moeg om kerk te speel. Ek wil vir dit baie duidelik maak, as ons op 'n plek is waar ons nie meer die Heilige Gees vertrou om sy werk te doen nie, en ons moet programmetjies en kursusies en goedjies doen om jou besig te hou, maak hulle jou toe. Ek het nie tyd daarvoor nie, ek het nie krag daarvoor nie, ek het baie ander goed om my mee besig te hou, soos 3 kinders. Ek gaan dit nie doen nie. Dis een van die groot redes hoekom ons elke tweede week kerk het. Ek gaan nie elke week kerk hou nie. Dis nie nodig nie. Ek het nie nodig om jou besig te hou nie. Ek is so bly ek kan een kant toe staan dat die Heilige Gees sy werk doen. Julle gaan nie 'n moeg uitgebrande pastoor ooit hê nie. Want ek is al deur dit, ek het al uitgebrand, ek het al op 'n pas gehardloop wat ek nie kon volhou nie, ek het al sulke dinge gedoen, ek sal nooit weer daarby uitkom nie. En ek wil hê julle moet my accountable hou. In die week so mooi, is ek besig met my leierspan, ek sê, ouens, die Here praat met my oor kerk, oor gesonde kerk, en ek kan nie wag om te beweeg, en Here, ons gaan nog kerke plant, en ons gaan nog kerke dinge doen, en iemand steek het hulle hand op en sê, Leon, dis oulik wat jy sê, kan ons net vir 'n seisoen nog hierdie beleef, en 'n wat toe gedraai wees. En ek weet nie of ek moet jammer sê of iets nie, ek het al skuldig gevoel in daai oomblik, so al, Here, want my persoonlikheid is een wat wil hardloop. My persoonlikheid is een wat wil voorhardloop en innoveer en leierskap en transformeer. Dis my persoonlikheid. Asseblief stop my. Want kom ons gaan stadiger sodat ons wortels kan dieper gaan in die Here, dat ons nie nog kursusies en nog goedjies nodig het om ons in verhouding met die Here te hou nie. Amen. Ek weet nie van jou nie, maar dit maak dit sin vir my. So dankie Here dat Kaleio 'n kerk kan wees, Heilige Gees, waar mense uit rus funksioneer. En ons praat dit nie net nie, we live it. Amen. Die tweede gedeelte van die Heilige Gees wat ek wil vasmaak in ons harte, wat vir my so belangrik is hierdie gedagte van die Heilige Gees begelei ons in alle waarheid. Nou weer eens, dit kan so maklik 'n teologiese konsep of 'n stelling wees. Kan ek dit net gou vir jou net laat slaan in jou hart? Wat beteken dit? Dit beteken vir my 2 goed. As die Heilige Gees ons begelei in alle waarheid, wil hy ons losmaak van al die leuns in ons lewe. Want ek en jy, elke persoon wat hier sit, glo nog sekere leuns oor onsself en oor God. Leuns oor jou toekoms, leuns oor jou kapasiteit, leuns oor dit wat jou toekom of jou nie toekom nie, leuns oor wat met jou gebeur het, leuns goed wat jy aangevang, leuns. Hoekom sê ek leuns? Want die vyand, die duiwel is 'n meester om ons te kry in 'n plek van vernietiging in terme van leuns. Is 'n meester. Maar nou wil ek hierdie punt hard dryf, en as hierdie die enigste ding is wat jy hoor vandag. Party van ons het meer geloof in die vyand se manier om ons te verlei as in die Heilige Gees se vermoë om ons te oortuig van ons geregtigheid. Ek gaan hierdie weer sê. Ons glo meer in die duiwel om ons te garra en ons te vernietig as in die Heilige Gees om ons te lei in waarheid. Ek gaan nou hierdie punt baie hard deurslaan. Ons het gelees in Johannes 16, dat hy sê, die Heilige Gees is uitgestort om die wêreld te oortuig van sonde.
Jy wat in Christus is, die Heilige Gees oortuig jou nie meer van sonde nie, hy oortuig jou van jou geregtigheid. So as jy skuldig voel dat jy gister 'n taxi gevloek het, is die Heilige Gees nie daar, hy pel. Kom het jy dit gedoen, jou sondaar. Dit, gelowige, as jy 'n gelowige is, sal jy nooit uit die Heilige Gees hoor nie. Die onderwerp van hierdie preek is, of die topic, luister. Ons hoor baie goed, maar ons luister nie meer nie. Vandag meer as ooit is daar soveel stemme en goed wat op ons skree, soek ons aandag, fone, besigheid, ekonomie, tragedie, huwelik, kinders, dat ons verleer het hoe om te luister vir die Heilige Gees. En as jy die stem van die Here hoor mooi, en dis 'n veroordelende stem. Jy's nie goed genoeg nie, jy's nie besig om dit te maak nie, jy's agter, jou sondaar, dis nie die Here wat met jou praat nie, dis dalk 'n demoon. Of wat ook al, of jouself. Want as die Heilige Gees met jou praat, en jy luister, sal hy jou gelowige oortuig van wie jy is in Christus. Jou sonde is mee gedeel. So ver soos die ooste van die weste van jou afgeskei. Die Here dink nie eers meer daaraan nie. Ek sê dit nie, die woord sê dit. Jy dink daaraan, hy dink nie daaraan nie. Hoekom sê ek hierdie? Ek wil ons geestelik volwasse kry. Kan jy weer sê? Ek wil ons geestelik volwasse kry. As jy predikers hoor wat sê, wat meer op sonde gefokus is as op geregtigheid, moet jy begin vra. Maak dit sin? Ek weet nie of jy al predikers gehoor het, wat so op sonde gefokus, jy moet ophou sonde en repent en draai weg van jou, en bekeer jou broer, en jy moet nou ophou sonde doen, en dan is dit 50 minute van net dit, en op die einde, dankie Here vir u bloed. Kyk, ek is nog nie perfek in daai area nie, maar ek ry woedend van plekke af. As ek hoor dat ouens meer op sonde gefokus is as op die geregtigheid in Christus. Jy is nie meer 'n sondaar nie. Jy's 'n kind van God. En 'n kind van God tree op soos 'n kind van God. En die Heilige Gees begelei ons om op te tree soos 'n kind van God. As jy 'n hooligan is, dan sal nog 'n bietjie gesond word om te gebeur. Maar moenie die leuen vat dat jy agter is en nog 'n sondaar is nie. Hierdie punt sal ek dryf tot ek doodgaan. Maak dit sin? Kan ek en jy net bietjie meer geloof in die Heilige Gees hê? Ons gee vir die vyand heeltemal te veel krediet oor die dinge wat in ons lewe verkeerd is. Kan ons net bietjie meer geloof hê in die Heilige Gees se werking in ons lewe? Amen. Hy begelei ons in die waarheid. Die vyand blaf soos 'n hondjie hier agter. Hy's onder ons voete, hy's nie bo ons nie. Ons is uit die gevloekte bloedlyn van Adam in die geseënde bloedlyn van Christus. Dis wie ons is. Ek het nog nie eens die aanlyn mense hallo gesê nie. Hallo. Ek hoop julle is warm. Ek hoop julle is leg. Maar baie welkom. OK. Die laaste ding wat ek vir jou wil noem oor die Heilige Gees wat my so belangrik is, en dan wil ek in 'n tyd van bediening ingaan. Karlei, wil jy so lank vorentoe kom dat ons dit doen? So nie net kom die Heilige Gees en nommer 1 verseël ons redding nie. Ek gaan dit hardop sê. As jy in Christus is, tot geloof gekom het, kan jy nie jou redding verloor nie. En ek weet daar's mense wat hulle koppe nou verloor.
Jy kan nie jou redding verloor nie. Want jy het niks gedoen om dit te kry nie. Hoe verloor jy iets wat jy niks gedoen het om dit te kry nie? Dit is 'n geskenk van God. Jou redding is vas. Die tweede ding wat die Heilige Gees doen, is dat hy ons begelei in alle waarheid, dat ons kan loskom van die leuns van die verlede en begin funksioneer as kinders van God. Maar die laaste ding wat ek glo die Heilige Gees doen, net vir vandag, hy doen baie meer as dit, maar vir vandag, is dat die Heilige Gees vermenigvuldig ons potensiaal. Kan ek jou vandag in die oë kyk en net hierdie vraag vra? Droom jy nog? Praat jy van die aand, dan droom jy oor jou huisie by die see nie. Droom jy nog? Baie goed wat die Heilige Gees jou konstant aan herinner. Jy sien wanneer die Heilige Gees die vuur, ek wil vandag vir jou lees, Matteus 3 vers 11. Johannes sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek. Ek is nie eers werd om sy skoene te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Vuur. Vuur is wakker. Vuur is lewendig. Vuur is gaas. Ek dink ek het al vir julle gesê, ons gaan nie 'n kerk wees wat soos 'n begrafplaas lyk nie. 'n Begrafplaas is mooi, dit is dood, dit is klinies, maar dis vir die dooies. Ons sal 'n kerk wees waar ons 'n geboortekamer is, 'n plek waar nuwe lewe is. Dis gaas, dis 'n geskree, dis 'n gegil, goed val, mense vloek, nee, moenie vloek nie. Maar dis gaas. Maar daar's lewe. Daar's lewe. As jy daar geskree van 'n babietjie hoor, daar's lewe. Die Heilige Gees roep ons om te lewe. As jy nog nie die Heilige Gees sien met hom beweeg het in jou lewe nie, hy gaan jou nie dwing nie, hy gaan nie homself op jou forceer nie, maar ek wil vir jou sê, jy was nog nie so lewendig as om die Heilige Gees se stem te luister en te volg nie. Want jy is geroep vir meer. Dis hoekom ons naam Kaleo is. Geroep vir meer. Die Heilige Gees, daai drome wat in jou hart is, daai goed wat jy al lankal, nee, ek is nie, nee, is nie ek nie. Stop. Die punt is, die oomblik wanneer die Heilige Gees in ons lewendig word. Ons het 'n sekere kapasiteit gehad, dan kom hy en vermenigvuldig dit eksponensieel. Die disippels was vissermanne, hulle kon vis vang, en visse se skubbe afhaal en visse skoonmaak en dit verkoop. Toe word hulle apostels en kerkplanters. Nooit in hulle lewe gedink hulle sal dit word nie. Amen. Dawid, skaapwagter, loop agter skapies aan, toe die Heilige Gees oor hom kom, toe word hy koning, toe word hy iets wat hy nooit gedink het hy kan wees nie. Ek wil vir jou sê, dis soos 'n pa wat jou roep en sê, daar's meer in jou, Pel, daar's meer in jou, suster, daar's meer in jou, daar's meer in jou. So dankie Here, dat wanneer U teenwoordig word in ons, is daar vrug. Dankie dat U Gees uitgestort is, dat daar vrug kan wees. En dan wil ek land met hierdie, wat ek dink vandag baie nodig is. Ek sê nou vir my span, as die Heilige Gees begin beweeg in 'n diens, sal nie 'n enkele persoon ongemaklik wees nie. Die Heilige Gees se naam is die vertrooster, die een wat jou gemaklik kry. As jy by jou pa gaan sit, miskien is dit 'n slegte voorbeeld, ons nie almal het 'n goeie pa op aarde gehad nie, maar wat dit behoort te wees, as jy by jou pa gaan sit, is dit 'n plek van, ek kan net myself wees. Amen. Maar vandag, as die Heilige Gees met krag en vuur beweeg, dan is dit op 'n plek waar ons by Kaleo glo dat hy dit wat onmoontlik is,
moontlik kan maak. Dit wat onmoontlik is, moontlik kan maak. En daarom wil ek vandag land. Hier's 'n paar siek mense hier vanoggend. Jy struggle al jare met siekte. Ons is 'n gemeente wat leef met geloof. Ons sal vir mense wat siek is bid. As hulle nie gesond word nie, het die Here 'n doel en 'n prentjie daarmee. Maar ons gaan nie minder vir hulle bid, omdat ons nie verstaan hoekom party mense nie gesond word nie. Maak dit sin? Want die gawe van die Heilige Gees is om die wat ongesond is, die wat siekte beleef, of die wat agter is, dat daar genesing sal plaasvind. Een van die aspekte. Verander is dit omdat ons op 'n plek kom waar daar rigting gegee kan word. Jy weet nie waartoe jou pad is nie, maar dan kom 'n profetiese woord, 'n krag oor jou, 'n woord vir jou, sodat jy kan weet waar om op jou energie te spandeer. Profetiese woord. Maar ek wil vandag stil staan by genesing. Ek het so tasbaar beleef vanoggend dat ons moet bid vir mense wat siek is. En weet jy hoe bid ons vir mense wat siek is? Want party mense wat siek is moeg. Is moeg. Dis 'n battle. Dis seer. Maar Here Heilige Gees, dankie dat ons 'n liggaam kan wees wat nie net op onsself gefokus is nie, maar op ander mense wat genesing nodig het om te beleef. So kan ek jou vanoggend vra, as jy enige fisiese siekte het waarmee jy struikel, enige iets, wil ek vra, wees braaf genoeg om hierdie oomblik op te staan daar waar jy is. Ons wil vir jou hande oplê, ons wil vir jou bid. Ek weet nie of jy gaan gesond word nie, ek weet nie. Maar ek gaan wel die bold faith step vat, want ek weet, ek het oor en oor in my lewe al gesien hoe mense genees is, hoe hulle die krag van God in hulle lewe beleef het. En as daai berg nie skuif nie, dan moet ons deur die berg stap. Dit is ook so. Ons het al kinders voorgebid, want hulle gelewe. Dat ons kinders voorgebid, dan het hulle nie gelewe nie. Ons is daar deur. Ons het ook kinders verloor. Die punt is, ons het die ander kant ook gesien. Ons bid en hulle lewe. Ons gaan nie ophou nie. Ons gaan nie gaan lê en sê, wat is daai woord? Gods water oor Gods akker. Jy weet, is dit ooit dit? Ek weet nie. Die punt is, kan ons net die Heilige Gees vertrou, dat baie keer wil hy jou aanraak. Dis nie either or nie, is both. Ek wil jou uitnooi. Wees braaf genoeg om op te staan, dat ons vir jou bid, dat ons aanspreek wat in jou is, dat ons die Here vertrou vir genesing in jou lewe. Amen. Ek wil jou nou geleentheid gee, staan asseblief op. Staan op daar waar jy is, dat ons vir jou kan bid. Staan op. Al het jy nie die geloof nie, as die Heilige Gees jou stoel nou so warm maak, jy kan nie, ek bid dat hy 'n duimspyker onder jou bout kom sit nou. Here. Dankie Here. Ek wil vra dat die koorspan, die leierspan wat deel is, dat julle eerste by hulle gaan staan en hande op lê, en dan die mense rondom hulle ook. Dankie Here, dankie Here. Dankie Here. Halleluja. Halleluja. Dankie Here. Here, ons kom in hierdie oomblik. U ken die detail van elke siekte wat hier so is. U ken die detail van elke pyn. Here, en ons kom in hierdie oomblik en ons verklaar siekte, verwyder jouself nou in die naam van Jesus Christus. Jy is genees. Here, so eenvoudig soos dit. Here, sekere siektes hoef nie so 'n spasie in mense se lewens te hê nie. En daarom kom ons nou, Here, binne U wil verklaar ons kanker, neurologiese siektes, depressie, niersiektes, senuweesiektes, hartsiektes, verwyder Uself nou. Val in die naam van Jesus Christus. As daar siektes is wat ek nie genoem het nie, Here, U ken die detail.
mag dit ook nou sy knie buig voor die genesende naam van Jesus Christus. Kan elke persoon rondom hulle net die naam van Jesus oor daai persone uitspreek. Sê net Jesus, 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 Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Ek wil vir hierdie dame, ek het jou naam vergeet, hier met die mooi oranje serp. Wat is jou naam nou weer? Amanda. Amanda, ek beleef net so sterk is dat ek ken nie die detail van julle lewe nie, maar ek sien hier die Grand Canyon en julle is onder in die laagste van die laag deur. Baie jare. Baie dinge. Waar almal daar bo loop en happy is, het dit vir julle gevoel of Here, ons kom net nie bo uit nie. Ons kom net nie bo uit nie. Julle die einde van julle canyon getref. Here, ek kom bid nou vir genesing en voorsiening. Here, want dit wat in haar is, die kapasiteit is groter as wat enige ons wat gedink of droom het. Jou storie begin nou eers. Jy het al gedink aan aftree. Jy moet nie nou dink aan aftree nie. Jy moet nou dink aan wat jy gaan doen. Dankie Here dat ons kan kom bevestig. 'n Sekere seisoen het klaar gemaak en 'n nuwe seisoen het begin. Ons verklaar dit nou oor haar in die naam van Jesus Christus. Here, ek wil net vandag vir jou sê, al wat die Here wil vir jou sê is, ek is so lief vir jou. En my seun, dat jy dra wat jy dra, al die jare. Dankie dat jy dit met boldness, al is dit baie keer moeilik, daar's meer glorie deur jou lewe as wat jy kan indink, omdat jy dra wat jy dra. Here, ek kom net nou, dat hy u liefde sal beleef, soos nog nooit van tevore nie. Jy is 'n seun, jy is nie agter nie, jy is eintlik ver voor. Here, ek weet dat daar nog 'n bediening in hom is, mans te help, wat struikel waardeur, nie struikel nie, veg, waardeur Peer veg. Want ons mense wat jy moet aanraak. Partykeer weet ons nie hoekom ons dra wat ons dra nie. Maar op die einde van die dag gaan ons sien hoekom ons gedra het wat ons dra. Amen. So Here, ek kom seën hom net met dit in die naam van Jesus Christus. Julle kan julle sitplekke neem. Dankie Here vir genesing. Here, op Hemelvaart, Here. Ag, op Pentekoste, op Pinkster. Ek wil hê ons moet land met 'n lied. Want ek wil hê ons moet net herinner en onsself weer laat glo dat die oomblik toe ek tot redding gekom het. Kom ons doen eers hierdie. Sorry. Jy is vandag hier. Jy is genooi deur 'n pel, jy het ons dalk iewers aanlyn gesien, jy het die kerk kom soek en jy was ongelowig en die Heilige Gees het die deure in jou hart oopgemaak om te sê ek glo in Jesus Christus. Want of jy weet of jy nie weet nie, ateïs. Of jy dit wil glo of nie glo nie, elke persoon wat nie in Christus is nie, gaan deur die wet geoordeel word. En as jy in een van daai 613 wette kort gekom het, sorry, you're not making it. Maar as jy jou geloof uit die wet uithaal en in Christus plaas, dan skuif jy van die koninkryk van die donker in die koninkryk van die lig. Ek wil jou nie nooi om te staan nie. Dis 'n baie persoonlike ding, maar kan ek vra dat almal net hulle oë toe maak? En as dit jy is wat sê ek het Jesus vandag ontmoet. Almal se oë toe, dis 'n sensitiewe oomblik. Mense is baie keer skaam. Maak dit jou oë toe. Die punt is, as daar persone is wat vandag sê ek glo. Ek soek Jesus. Ek wil 'n kind van God wees. Ek wil skuif van die koninkryk van die donker na die koninkryk van die lig. As dit jy is, steek net jou hand vandag op waar jy is. Steek net jou hand op. Dankie Here. Dankie Here. Dankie vir mense wat gered is in hierdie oomblik.
dat u gees lewendig geword het binne hulle. Mag u nou 'n pad met hulle stap van genesing. Kan ons die Here net loof vir mense wat tot redding gekom het in hierdie oomblik. Dankie Here. Alright. Dankie Here. Ag Karlei, dankie dat jy ons so bedien het vandag, hoor. Kom gee ons vir hande klap. Ons waardeer so dat sy ons bedien vandag. Ek wil net 2 goedjies vandag vir jou noem so teen afsluiting. As jy voel Kaleio Kerk is 'n gemeente saam met wie jy die pad wil stap. Ons visie is eenvoudig. Ons wil mense gered, gesond en gestuur kry. Mense wat tot nuwe lewe kom, gered, waar mense kan gered wees, maar nie gesond nie. En ons moet mense gesond kry, en ons wil hulle gestuur kry. En ons doen dit op hierdie manier. Ons kom elke tweede week bymekaar, op hierdie manier, en elke ander week alternatief is ons net aanlyn, het ons 'n diens aanlyn, en is daar ons verwagting dat jy as 'n gesin daar so bymekaar kom, omdat ons glo, families moet wees saam kerk hou. So ons wil jou uitnooi om by daai geleentheid, nooi jou gesin, maak 'n punt daarvan, of jy nou in die bed lê en jy het slippers aan en wat ook al, that's your prerogative. Is lekker in die bed om preke te kyk. Ja, in elk geval. Punt is, families moet saam funksioneer. Okay? So as jy voel jy wil deel van Kaleio Kerk, ons het die 17de Junie, het ons 'n aand, waar ons net gaan vertel, hoekom Kaleio Kerk, hoe het ons ontstaan, wat glo ons en waartoe is ons op pad, en ons sal jou graag daarso wil sien. Ek het 'n stuk baie goeie nuus vanoggend. Soos julle weet is ons besig om te groei, en ons is so dankbaar om by hierdie venue te wees. Die verhouding tussen ons en die venue is so pragtig, en ons loof die Here vir Bianca hulle en die eienaars van hierdie venue. En ons het op 'n plek gekom waar ons nodig het om bietjie meer stoorkamer te hê, of stoorplek te hê vir al ons stoele. Die Here het vir ons voorsien vir 200 stoele. Kan ons die Here net loof vir dit, vir 200 stoele. En dan het ons nodig om 'n 12 meter container net hier agter neer te sit. Nou as jy so hier uitstap, sal jy sien dat hulle klaar begin die fondasie bou van dit. En so rukkie terug het ons net gevra dat as die Here jou begelei om te gee vir die container, dan doen dit ook so, en kan ek het goeie nuus, ons het al die fondse ingekry wat ons nodig het vir die container. So regtig baie dankie daarvoor. Dankie ook dit wat jy gee. My hart loop oor. Kaleio het finansiëel die beste maand nog ooit gehad, my maand, en dit sit ons op 'n plek sodat ons kan groei en kan investeer, aanstellings maak, aankope doen en 'n gemeenskap impakteer. So dankie vir elke persoon, kan ek net hierdie sê, wat nie gee uit 'n plek van dwang nie. By Kaleio gee ons uit 'n plek van oorgawe. Amen. So ons nog lekker daaroor ook kuier. So, dit is die 2 goeies wat ek vir jou wou sê. Het ek al vir jou gesê, ek is lief vir jou. Ek is so lief vir jou. Mag jy 'n ongelooflike Sondag verder hê. Ja, 'n paartjie in ons gemeente het 'n suurlemoenboom in hulle huis, maar die ding manifesteer. In 'n goeie sin. So, en toe het hulle nou, ek dink 'n stuk of 100 of 'n hele mandjie van suurlemoene. So as jy vanaand 'n lekker visie wil maak, en 'n suurlemoentjie oor hom gooi, gaan kry vir jou 'n verniet ene daar agter, beste suurlemoene wat jy in jou lewe sal eet. Verniet sommer daar so agter. As jy wil gee, ons het by die infotoonbank is daar fasiliteite om te kan gee, maar kom ons kuier lekker saam en wees net saam, kry vir jou koffiekie daar agter, dan sien ons jou Sondag oor 2 weke. Goed gaan en veilig ry.